Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met die organisasie Custodians. Nou, hulle staan professionele jagters by en ook ondersteun die jagbedryf in Suid-Afrika. Ons praat bietjie oor bewaring. Ons praat oor die rol wat jag in bewaring speel in Suid-Afrika. Wat op die belangrikste ding is vir ons almal. Nie net dit nie, maar ook die ekonomie. Ons gesels met Adri Kitshoff Botha. Sy is natuurlik die hoofuitvoerende beampte van Custodians en ook met W.J. Teron, die visievoorsitter. W.J. en Adri is hier. Goeiemôre julle. Môre. Lekker om julle vanmôre hier te hê. Kom ons begin eers by Custodians. Kom ons praat oor wie is Custodians en wat doen julle vir professionele jagters in die jagbedryf? So Custodians is 'n vrywillige lidmaatskaporganisasie en die mense wat in ons behoort is tipies jou professionele jagters en jou jagondernemers. Met ander woorde, ek meen ons almal of baie van ons jag in Suid-Afrika, maar almal is nie professionele jagters nie. Langs my sit een. So dit is iemand wat sy brood en botter verdien uit professionele jag uit. So ons fokus op die internasionale jagtoerist wat in Suid-Afrika aankom. En dis 'n ontsettende gereguleerde sektor in die wildbedryf. So ons werk baie nou met die regering saam, sodat ons kan kyk na die volhoubaarheid en die toekoms van professionele jag en jag in Suid-Afrika in die algemeen. Ek dink baie keer as mense praat oor jag, dan hoor mense ook die woord trofeejag en dit maak baie mense skrikkerig. Vertel vir ons, wat is julle opinie daaroor? Waar tree julle dan in ook? Ja, trofeejag is nogal 'n sensitiewe ding en dit kan 'n lekker debat raak wanneer mense praat oor trofeejag. En ek dink daar's 'n verskriklike misbegrip van trofeejag. Want in die eerste plek wil ek sê jag is jag. Jy kry verskillende maniere van jag, jy kry verskillende diere wat jy jag. Trofeejag is basies 'n selektiewe afname van wild. En ons sal seker as ons nou later by bewaring kom, praat oor die belangrike rol daarvan om wild af te haal wanneer daar oorpopulasies is. En ek dink baie mense is onder die indruk dat trofeejag gaan net oor die horinglengte. Dit gaan net oor die internasionale jagter wat kom en wat 'n foto wil neem en wat 'n spesifieke horinglengte wil jag. En dan, ek weet nie of die mense dink, as jy dan nou daardie kudu gejag het, los jy hom nou maar in die veld, want dit is 'n trofeejag en jy verbruik hom nie, wat dit glad nie is nie. Jy verbruik nog steeds, as jy nou 'n kudu gaan jag, of dit 'n trofeedier is of nie 'n trofeedier is, en jy gebruik nog steeds en jy verbruik nog steeds daardie dier. Veral byvoorbeeld die vleis. Wat gebruik word ek wonder altyd of die Afrikaanse woord is vir lodges. Die Afrikaanse woord vir lodges, maar in elk geval daarin vir die plaaswerkers en vir mense in die gemeenskap. So daar's 'n negativiteit oor trofeejag wat heeltemal onredelik is, want daar is 'n plek daarvoor, dit speel 'n baie goeie rol en ek dink as ons oor bewaring praat. Ekonomies en bewaringsgewys. Ja, praat daaroor ekonomies en bewaringsgewys. Wat se rol speel hierdie buitelandse jagters wat Suid-Afrika toe kom? Wat doen dit vir bewaring en vir die ekonomie in Suid-Afrika? Wanneer jy eers oor bewaring praat, dan sal ek die ekonomie hanteer. Ja, ek dink Pierre is 'n baie goeie vraag. Ek moet altyd bewaring en jag saam sien. Ek dink van ekonomie beginsel af, jy weet, as jy kyk, Adri het nou gesê die gedeelde waarde van rolle en van werk in Suid-Afrika. Ek dink die Noordwes studie 2024 nou onlangs gedoen is meer as net onder 100,000, jy weet, werksgeleenthede binne in Suid-Afrika. As jy dink aan brand Suid-Afrika van die ekonomiese kant af, daardie ongelooflike goeie inspuiting in Suid-Afrika se ekonomie. En as jy dink aan jag en aan die gedeelde waarde ketting, jy weet, van 'n jagoogpunt af. Bewaring moet mens altyd sien. Ek gebruik die voorbeeld en ek dink dis 'n goeie voorbeeld in Suid-Afrika, jy weet, as jy dink aan rugby en 'n loskakel en die mense wat gaan kyk na rugby. Jy moet jag en bewaring absoluut so saam sien. So die inspuiting van 'n jagter wat in 'n area gaan beweeg en wat area of hy gaan loop of daar foto's geneem word of hy 'n spesifieke dier jag in daai area, is daar ongelooflike kapitale inspuiting in daai gebied. En daar's beleide in plekke waar ek bevoorreg is om te kom en baie van ons lede bevoorreg is om te kom wat ongelooflike goeie beleide en riglyne het wat 'n ou kan jag, waar jy kan jag, jy weet, wat se diere om te jag, om seker te maak dat daar nalatenskap is, jy weet, en dit koppel baie sterk aan bewaring. Die grootste, ek dink die grootste net vinnig, die grootste jy weet, bedreiging, as jy dink aan vir bewaring wild, voëls, jy weet, klein diere, mikroorganismes is as jy habitat verloor en daai habitat moet ons beskerm absoluut van 'n jy weet, of jy 'n jagter is en of jy diere, almal is diereliefhebbers, jy weet, in terme van wat diere lief het.
En om seker te maak die draai habitat beskerm, en dit is die hooffokus van 'n jagter se kant. Adrie, en die ekonomie, wat se impak het jagbedryf in Suid-Afrikaanse ekonomie? Die Noordwes-studie wat gedoen is deur professor Piet van der Merwe, hulle het bepaal dat die ekonomiese bydrae is 44 miljard rand. So. En ek wil dit nou net weer seker, ek weet nooit die biljoen, dit 44 biljoen rand, dis mos 44 miljard rand. En dis die totale waardeketting en die grootste deel daarvan kom van die Suid-Afrikaanse jagters af. So ek wil vir die Suid-Afrikaanse jagters sê dankie vir die bydrae wat julle maak. En dis die hele waardeketting. Maar natuurlik jou internasionale jagtoeris waarop ons en ons lede fokus. Ja. Spandeer meer per persoon. Per capita. En hulle jy weet hulle brei uit. Hulle kom vir 'n jagtog en dan gaan hulle op 'n toerisme geleentheid en so aan. So ja, dis 'n baie groot ekonomie. Julle ondersteun etiese jag wat julle noem 'n fair chase. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ja, so eties en verantwoordelik. So wanneer dit kom by die eties as jagter. Ja. En oeps, raak ek aan die mikrofoon. As jagter jou etiese optrede, dis daai elkeen se etiek is anders. Maar dis daai ding wat jy doen wanneer niemand kyk nie, wat jy nie omgee dat enige iemand kon gesien het hoe jy dit doen. Okay. En dit is persoonlik, ek is ook 'n jagter en dit is hoe ek my jagte benader. Wanneer dit kom oor etiese jag, gaan dit in die eerste plek oor respek. Respek vir die dier, respek vir die natuur, respek vir die grondeienaar en respek vir dit wat jy beleef. Toe ek vanoggend uit die huis uitstap en jy kry hierdie koue, Vars gevoel. vars Ja. gevoel en jy voel, weet jy wat, ek wil eintlik in die jagveld wees. So jy het respek vir dit waar jy nie gaan en dit wat jy doen. En dan natuurlik verantwoordelike jag. Wat is verantwoordelike jag? In die eerste plek hou jy binne in die vereistes van die regulasies en jou permitte wat uitgereik is. In die tweede plek weer eens respek vir die natuur, die respek vir die grondeienaar. Die derde plek, ons elke jagter wat daar is, probeer of streef na 'n een skoot doodskoot. En daarvoor weet jy, jou voorbereiding van voor die jag, tydens die jag, na die jag. Jy berei jouself voor. Jy gaan nie sommer net die oggend besluit ek gaan nou jag, ek haal nou geweer uit my kluis uit en ek het 2 jaar laas geskiet en nou gaan ek 'n bok skiet nie. Dit werk nie so nie. So jou verantwoordelikheid hoe jy jag. Jy jag nie onder die invloed van drank nie. Daar is nie drank betrokke as jy jag nie. Jy kan na die tyd kamp toe gaan en so aan. So dit is basies wat en ekskuus, die fair chase, dit is basies om te jag om die dier die geleentheid te gee om in 'n natuurlike omstandighede die jou te probeer vermy as 'n jagter. So jy gee hom 'n regverdige Geef hom 'n kans. Ja. Geef hom 'n kans. Weer die bedreiging vir wild in Suid-Afrika is mense wil amper sê is direk verbonde aan die waarde daarvan. As die wildlewe en die natuur in Suid-Afrika nie meer dis baie koud om so daarna te kyk, dink sommige mense, maar as daar nie meer waarde vir die Suid-Afrikaanse mense in die natuur is nie, dan gaan dit nie meer daar wees nie. En daai waarde word direk bepaal ook deur die jagbedryf. Is 'n groot element daarvan. Korrek, ja. Hoe help die jagbedryf om daai waarde vir wildlewe in Suid-Afrika te bepaal en daai liefde en bewaring dan te koester en te befonds in Suid-Afrika? Dit is 'n baie lekker vraag en ek dink van 'n jagkant af weer eens, ek dink bewaring en jag loop absoluut nou saam. Ek het dit vroeër genoem, maar habitat is ongelooflik belangrik, jy weet. Ja. As jy dit dink van 'n bewaring en 'n nalatenskap, rentmeesterskap wat Adrie vroeër genoem het, van die jagkant af, jy weet, daai kapitaal wat ingestoot word in areas, of dit nou wildsplaas is en of dit Kos 'n enorme bedrag. reservaat is, dit gaan alles vir, jy weet, anti-stroopry, anti-poaching moes gedink in terme van die Afrikaanse naam, anti-poaching, die K9, K9, honde-eenhede, jy weet, daar's verskriklike goeie werk wat gedoen word en as jy dink SA Wildlife College en die groter Kruger area en daar's baie sulke voorbeelde, jy weet, so daai nalatenskap, jy weet, 'n mikroorganisme, 'n krimvarkie, tot en met jou buffel en olifant kan nie bestaan as daar nie habitat, jy weet, is wat ons 'n nalatenskap voor het nie. Van 'n jagkant af, jy weet, waartoe jy gaan in die areas wat jy by jag. As jy dalk jou dogter saamvat en sy nie jag nie of later jag, neem sy dalk foto's, jy weet. En daai kombineerde beginsel is absoluut krities vir bewaring later aan en ook vir jag, jy weet, in terme van die areas wat jy beweeg. Ek dink jy het dit baie goed gestel, Peer. Ons kinders en die kinders daarna, jy weet, veral in Suid-Afrika en brand Suid-Afrika, jy weet, van die toerismekant af, jy weet, is dit absoluut belangrik om in die toekoms wild te sien, in die toekoms 'n renoster te beleef, jy weet, 'n krimvarkie in die area te beleef, en daar's
leer jy weet van ons assosiasie wat ongelooflike ervaring het, jy weet in daai Om daai elemente. En dit is belangrik om daai waarde te vestig Yes. en om daai bewaringsaspek ook te hê, die Absoluut, waardering ja. daarvoor. Ja. Baie dankie vir julle tyd en moeite vanmôre. Ons is nou uit tyd uit. Dankie Ja. dat draai kom maak het en dankie vir die moeite wat julle gedoen het. Maar Dis net 'n wag. plesier, dankie vir julle tyd. Ons kan nie by julle kuier en oor wild praat en nie vir julle daarom so ietsie Wildtop. bring nie. So, Ag, daar's julle. hy. Julle moet geniet, dit is vir die hele span, hoor. Dankie. Daar's vir julle lekker wildsport. Baie dankie Jennifer. Dis dierbaar van Geniet jou. julle Dankie dag. Adri. Dankie. Baie dankie Adri en Weje dat hulle draai kom maak het vanmôre. Ons het gesels oor custodians se werk in die jagindustrie in Suid-Afrika.